is die Rockfight Rugby podcast. Kom terug by die Rockfight Rugby podcast op maandag. En soos gewoonlik, ons kyk 'n bietjie terug. Arie, skok nederlaag vir die Stormers na 'n geweldige emosionele Saterdag. Kom ons begin so met daarmee. Jy het letterlik net uit daai perskonferensie uitgestap wat daarby vandag maandag gesels het oor die naweek. Vertel ons 'n bietjie wat daar gebeur. Ja, hallo MB en almal. Ja, dit was 'n vreemde dag op Kaapstad Stadion. So maar in sport het jy mos nou nie al die waarborge dat jy nou heeltyd en altyd moet wen nie of kan wen nie en dit werk nie altyd uit soos jy wil nie. Moet nie. So ja, is interessant om die perspektiewe na die tyd te sien. Ek meen dit is nou so 'n dag of wat mense kon bietjie asem skep en die emosie miskien bietjie kon beheer en Davie Snyman, die agterlyn afrigter en Sasha Feinberg en Komazulu, hulle was op die media gewees sopas. So ja, interessant om ook hulle mening te kry. Ek dink hulle skram nie weg van wat die naweek gebeur het in terme van eienaarskap van die spelers nie. Ek dink dis wat ek heeltyd ook hoor en ek het dit Saterdag gehoor by die perskonferensie en ook vanoggend. So ek dink hulle respekteer en neem die emosie in ag van 'n persoon wat weggeval het soos Chippy Solomon wat 'n groot effek gehad het. Ek was daar net om te gekyk het na die minuut stilte en die opstap en alles rondom dit en dit was uit die mediabank was dit emosioneel. So op die veld het mens by televisie kon sien, Dobbo het daar kon geruk soos 'n huil, Sasha was eintlik vorentoe oorgebuig soos wat hy emosioneel was en almal was emosioneel. So ook mense, hulle is natuurlik opgedraf en hulle het vir 65 minute heel goed gedoen onder omstandighede. So dit was die laaste 16 minute 3-3 teen hulle wat natuurlik die wedstryd geswaai het. So wat vanoggend uit die media uitgekom het van Davie Snyman se kant en van Sasha se kant was eienaarskap. Ek dink een deel wat ek van Sasha opgetel het is die span is positief by mekaar wys nie vingers nie, maar dit was ook, hy sê there was honesty and a harsh chat which would otherwise not have happened, wat miskien ook goed was. So partykeer in hierdie is dit goed om partykeer eerlik te wees en so 'n bietjie van 'n harder gesels met mekaar te hê. Want dit is maar so, die mens wys nie vingers nie, maar die laaste 3 daar van Connacht is 'n afskop wat nie raak gevang is nie. Die tweede ene was 'n bal wat nou maar rondgehop het, wat jy anders is ander daar dan op by 'n ander rigting en dan onderskep 3. So dis maar wat rugby soms vir jou gee en jy moet dit vat, ons almal het al rugby gespeel, gekyk en alles gesien en soms het jy dat die laaste 10 minute op 'n bal verkeerd en daar's 'n onderskep 3 en dis 14 punte in die verskil. So dis nie net die rede nie, maar 2 van daai 3 ten minste kon die Stormers was in hulle eie hang, dan kon die afskop beter hanteer het natuurlik voor daai eerste 3 en die onderskep 3 is ook ongelukkig, die 10 van Connacht het nou 'n kans gevat, dit het gewerk. Mis hy dit, is dit 'n 3 vir die Stormers aan die ander kant onder die paal. So dis rugby daai. Maar ja, alles in ag geneem, net so ter opsomming, die emosies was rou, dit was baie moeilik Saterdag aand natuurlik vir die media, in die media is moeilik vir die afrigters, vir die spelers. Is asof 'n tweede einde gewees het in 'n kwessie van 'n week en maar hulle aanbeweeg so goed as moontlik. Is nog heeltemal agter hulle nie. Daar's nou Dinsdag is die amptelike begrafnis nog eers van Chippy Solomon, so daar's ook 'n oefendag wat hulle mis rondom dit. Maar wat hulle doen met liefde en nie 2 keer dink nie. So dit is die realiteit. En maar Sasha het gesê daar is aan hom gevra die emosie siende nou op die maandag, hoe voel almal en so aan, toe sê wel vergeleke, hy sê Chippy will always be with us, he will be with us and it will have an effect for the rest of the season. So dit is 'n gegewe, so mens verwag dit ook so, die impak wat hy gemaak het, die mentor wat hy was, so veral ook vir Sasha. Maar hy het ook gesê, compared to last week Monday, this week Monday, it feels different. So hy kan voel, hy eina seker effens beter, hulle hanteer dit beter, maar hulle is eerlik en embrace dit en sê dit sal ons nou nie weggaan nie, daai einde sal daar wees. Davie Snyman het verwys van 'n praktiese ding, hy sê, ek kyk op die bus en Chippy se plek op die bus is oop. So daar's klomp realiteite wat jy mens nie in ag neem, jy weet, hulle ry van die hotel af na die veld toe en Chippy se plek op die bus is oop. En die plek gaan nou oop bly. So dit is, mens moet dit hanteer, dit is 'n moeilike ding wat gebeur het. Maar professioneel genoeg wat ek optel en wat hulle sê ook, dat
dat jy vorentoe gaan en hulle het op geen stadium nou die skuld voor dit geplaas nie. Ek dink as jy vir 65 minute kan nie heeltemal in beheer wees nie, maar toe 65 minute op pad is om die wedstryd te wen, 24-10 of 24-14 voor. Die laaste 15 minute was nou maar baie keer wat rugby jou gee. So dinge waar hulle kan werk en hulle het daaraan gewerk en is besig om daaraan te werk. So groot wedstryd Saterdag. Eerste ding wat ek wil sê is, ek het dit nie genoem in die begin nie, maar die weer lyk maar lekker triestig. Dis daar by julle is, dit lyk eintlik vrek koud en arm en jy moet buitekant sit. So baie dankie dat jy vir ons tyd maak. Ek wil net jou vra, jy praat van Dawie Snyman. En ons Harry Jones en Hugh Griffin is aan mekaar se kele, want Hugh Griffin sê die Stormers het nie 'n beplande aanval nie en Harry sê not 'n tikkie, dit is nie so nie. Maar dit tog vir my gelyk of hulle weer eens daai onderskep 3, dis 'n gechommel individuele spelers wat probeer om die ding te red. Asof daar nie regtig 'n plan is as die kalf in die put is tipe van ding nie, of verbeel ek my? Ja, ek dink dit is hulle druk nog steeds goeie dreë en min spanne druk sommer net van eerste fase af dreë en hardloop deur en mens sien dit baie min. So van tweede, derde fase af moet jy doen. Die 3 van Evan Roos was briljant gedoen en dit is goed, almal het hulle kant gedoen en almal het uitgevoer wat hulle moet. Sasha het ook 'n 3 gedruk wat miskien meer van sy eie individuele skills was, maar ek dink nie dit is my kyk daarvan is nie dat dit sleg is nie. Ek kan sien daar's bewegings, hulle sit druk onder die op die verdediging. Konaf dink ek is ook nie so swak nie en ek dink dit was die geval met Dragons ook gewees. Connacht het op 20 Maart nog het hulle vir Ulster 26-19 in 'n wegwedstryd gewen. So mense vergeet dit dat Connacht is nie 'n span wat jy sommer net een kant toe skuif nie. Lancaster deurwinterde afrigter, weet vir Engeland afgerig, hy het vir Leinster afgerig vir jare. Hulle was takties goed, hulle het hier en daar 'n taktiek op die Stormers toegepas wat gewerk het, en hulle slim rugby afrigter. So ek dink nie die Stormers se aanvallende spel, ek dink hulle kan seker beter, maar ek dink nie dis nie die woorde wat na my toe kom nie. Ek dink jy het goeie ontledings, maar dis nie so dis miskien nie die woord nie, maar dis nie so pateties as wat hy wil voordoen dit is nie. So ek dink daar's nog steeds goeie spelers, daar's 'n versekerde plan, hulle het nog altyd 'n goeie aanvallende agterlyn gehad. En hier en daar het die verdediging nou van die goed miskien bietjie meer raak gesien en hulle was verseker in 'n proses ook waar hulle 'n klein bietjie meer geskop het en meer takties geskop het veral teen die Bulls en teen ander wedstryde. So ons sal sien hoe dit verder gaan, maar dis 'n span wat al vir 'n klomp jare afgerig word agterlangs deur Dawie Snyman en hulle het nog altyd goeie sukses gehad daar. So ek dink dit is fyn verstellings dink ek. Ek dink dis ook spelers wat bietjie teruggekom het. Du Plessis het ook onlangs weer teruggekom. So hy vind sy voete weer daar op 12. Roanel was ook lank beseer. So is interessant wees wat Saterdag met spankeuses gaan wees, maar ons kan Vrydag daaroor praat. Ek dink daar is 'n kans dat op Snit so half geskimp dat hy gaan dalk sal hier en daar 'n verandering maak veral agterlangs. So ons sal sien waarna hy dink. Ja, ek dink die agterlyn is nie so groot uitdaging nie en die Kaapse rugby tipies het altyd 'n lekker aanvallende agterlyn, maar ek dink hulle sal 'n klein verstellings kan regmaak MW, ek glo so. Ja, okay, klein verstellingkies, maar ek weet as Rassie Erasmus dink Dame Willemse is sy nommer 1 heel agter. Maar jy skuif hom in die Stormers na die vleuel toe om plek te maak vir Warwick Galant. En jy weet, ek weet dan nie so lekker nie. Dame Willemse is waarskynlik die beste rugbyspeler in die Stormers span, saam met Sasha. En een van die bestes in Suid-Afrika en nie in die wêreld nie, maar jy sit hom op 'n posisie waar hy nie regtig gewoond is aan nie. Hy kan sien hy is nie gewoond in die posisie nie. Hy kom heeltyd in, weet hy maak foute op 'n vleuel want hy is nie 'n vleuel nie. Hy is heel agter 'n senter of 'n loskakel. Weet wanneer gaan hulle enigie lig sien daar? En Galant kan nou maar net eenvoudig, Zerry nou Saterdag gesê, hy het 'n groot selfvertroue probleem op die oomblik en hoe harder hy probeer, hoe meer maak hy droog. So gee nou die ou nou maar 'n kans om 'n klapwedstryd of 2 te gaan speel en sit vir Dame Willems so waar hy hoor. Jy weet op heel agter of senter as dit moet. Ja, dit sal die Stormers verseker gehelp het as Galant sy vorm effens beter was. Weet ek daar was 'n uitdaging of 2 gewees teen die Sharks, daai doodruk ene was sielkundig nie lekker nie. En dit het beter gevaar. 'n Goeie wedstryd of 2 gehad. Ek dink dit was meer noodweer geweest met Willemse. Weet dit is nie dat daar 'n lang klomp of 'n lang lys van vleuels was wat nou gestaan en wag het nie. Senatla was beseer, Ratzenberg was ook in 'n besering, hy het nou weer gespeel
die afgelope naweek teen die onder 23 span van die Bulls. So hy was op die veld. Senatla dink ek sal eers later nog terugkom. Ja, die Stormers was in 'n proses waar hulle baie vleuels verloor het, weet, van der Merwe is hulle tydjie terug weg, Davids is na die Leeu's toe. So daar is Martens terug Griekwas toe. So daar is spelers wat relatief onlangs nog in die lys was wat jy kon sê hulle kan gemaklik vleuel speel. En ek dink dit was meer ook dat daar was op 'n stadium was daar 'n wedstryd wat ek weet Dobson gesê het dat die analises het gewys dat daar gaan 'n groot skopaanslag wees op die Stormers en daar's Damian Willems het ook ingekom en so goed gedoen. Mag gewees het teen Edinburgh dink ek. En hy het hom eers daar gehou. Hy bied nog steeds baie, sy veelsidig as jy die wedstryd so lewendig kyk. Hy verstaan sy rol, so hy's nog steeds goed in die balle wat in die lug is. So daai is natuurlik 'n groot voordeel. Ek bespiegel nou dit mag wees dat hy dalk op 15 oorweeg kan word die naweek, sien dit dat Hartzenberg weer fiks is, so dit mag dalk iets wees wat Dobson oorweeg. As hy voel dat hy wil 'n ander 15 kies. So ja, maar ek het hulle 'n paar keer in ons gesels gesê, ek dink Damian Willems se beste posisie is 15. Hy is 'n goeie 12 ook. Maar natuurlik is sy veelsidigheid speel hy vleuel. Dit is nie die eerste man wat dit mee gebeur nie. Ek dink met Frans Steyn het dit ook gebeur. Jy het spelers wat baie meer veelsidig is en wat op hulle ouend tussen 12 en 15 in vleuel en Jean de Villiers het ook vleuel gespeel, Kriel het ook al vleuel gespeel in center. So jy kry dat ouens bietjie rondop tussen posisies oor hulle net so goed is en dit verstaan en kan aanpas. So ja, ek weet Kirtley of Kenan Moody is dieselfde, kan ook 14 en center speel. So ja, ek dink vir die komende naweek, ek wil nie te ver vorentoe kyk nie, dat dit kan dalk wees dat daar 'n verandering of twee is, maar dit was nie die rede dat hulle Saterdag nou verloor het nie. Ek dink inteendeel, ek dink Damian het hulle verder vorentoe gevat, miskien, ek het nou nie daai bal wat skuins gehop het so geontleed of geland daar ook 'n voetfout gemaak het met daai skoppie wat daar vorentoe gegee is nie, maar dis moontlik dat daar ook 'n uitdaging was. Die ander probleem wat ons vriend Angus Opperman vanoggend geopper het in die Rugby Physics 5 artikel is die hoeveelheid geel kaarte wat hulle afstaan die laaste tyd. So die hoeveelste wedstryd wat hulle geel kaarte afstaan vroeg in die wedstryd sit in die bulle, dit is maar 2 afgestaan. Stadion was dan net 13 man op die veld gewees en dit was steeds gewen, maar die feit van die saak is dit kan jy op 'n stadion lekker kom bydaag. Is dit 'n probleem of is dit maar 'n kwessie van interpretasie of is dit net ongelukkigheid of weet bad luck soos mense maar sê of is daar iets agter? Ek dink al die spanne in die UFC is almal is bewus van hulle dissipline en probeer dit natuurlik vermy. Ek dink Fourie se geel kaart in die begin is daai vinnig op jou tipe in die verdediging, jy's regop. Hy's nie 'n groot ou nie en daai man was eweslik op hom en koppe gestamp. So ja, ek dink op super slow-mo en hindsight dan kan jy sê dat hy moes dit anders hanteer het, maar ek dink in daai vinnige oomblik kan jy hom vergewe. So ek dink dis nie kategorie van ongelukkig wees. So ek dink andersins was hulle dissipline nie te sleg nie. Daar was 'n wedstryd waar die Stormers baie strafskoppe afgestaan het by lynstand drywe. Veral wat 'n probleem was. Dit lyk so effens beter omtrent dit. Dit bly 'n grys area vir al die spanne, veral ek dink al die spanne in daai kompetisie, al 16 is so hier en daar frustreerd hoe daai interpretasie baie keer is wanneer 'n ding plat getrek is en wanneer hy nie plat getrek is nie. So ja, ek dink Ivan van Rooyen ook, as ek daar vinnig kan noem, hy het in sy media dat hy na die wedstryd teen Glasgow Warriors interessante ding vir my gesê wat hy gesê dat die Leeu's het besef hulle moenie te veel strafskoppe afstaan nie. Maar almal besef hulle moenie te veel strafskoppe afstaan, maar veral die Leeu's het gesê hulle moet dit besef hulle moenie. Sy rede was dat hy het gesê dat die Glasgow Warriors skop as hulle in jou 22 inskop, het hulle 13 opsies wat hulle geïdentifiseer het wat hulle kan uitvoer op aanvallende spel. So dis geweldig baie. So hy sê in effek is dit weet jy omtrent nie waar om te keer dan nie. So dit gaan die Stormers se uitdaging ook wees. So dit koppel aan wat jy gesê het, die stelling wat jy gemaak het van geel kaarte en strafskoppe. En ja, die Stormers as hulle enigstens wil vorder tot 'n redelike billike uitspeelposisie in die volgende 3 wedstryde, hulle moet 15 op die veld bly vir al 3 sover as moontlik. Anders gaan hulle net weer punte afstaan. Maar ja, Dion Fourie se geel kaart was 'n effek. Maar dit was nie die enigste rede vir die verloor nie. Okay, kom ons praat net laasens oor Connacht se taktiek daar. Die feit dat hulle
onder die ouens se vel probeer inkruip het en hulle het reg gekry. Hulle het emosies hoog geloop, obviously 'n paar dinge vir hulle toegesnou onder in die oorskram en sy oor gefluister. Dis lelik, maar dis nou maar rugby. Het selfs Ronaldo op 'n stadium het hom opgeruk daar wat ongewoon is, né? Ek bedoel daar's duidelik iets in die gang gewees. Nigel noem dit maar so. Ek glo met Glasgow is dieselfde nie. Ek wil net dink hulle is dit om gentleman nie, maar dink jy die Stormers 'n bietjie van 'n kwesbaarheid daarso, die feit dat hulle so half emosioneel is en as iemand net 'n bietjie krap in daai seertjie dan reageer hulle en dan tot hulle nadeel. Ja, ek dink in sport weet ons is tipies, weet jy in cricket byvoorbeeld, weet jy hulle praat van chirping en al daai dinge. So daar is maar dinge, daar word baie goeters gesê en dis nie ongewoon in rugby nie. Ek dink die intensiteit en die volume daarvan was Saterdag meer. Ek dink wat dit so bietjie onkant gemaak het vir my is dat hulle het verseker geprobeer om daai senuwee raak te druk. Hulle het geweet dis 'n emosionele week en geweet dat as hulle aan die spelers karring, dan gaan hulle waarskynlik hulle baie meer opgewerk kry as gewoonlik. Dit was sigbaar baie meer. Selfs Sasha Feinberg en Komazulu toe hy sy 3 klaar gedruk het, was hy ook daar aan die karring van die spelers en hy daai soos ek nou maak daai chirping ding vir hulle gewys. So ja, ek dink daar was baie daarvan. So is dit teen die reëls. Dit is seker nou as jy nou wil regtig eties wees, die Connacht het baie mooi hande geklap toe in die stilte tyd voor die tyd en toe op die veld het hulle dalk nou iets anders gedoen, maar die ouens is deur winter en ek dink dis sekerlik nie teen die reëls as jy jou afrigtingspan dalk vir jou sê dat karring so 'n bietjie meer en ons gaan iets uit hulle uitkry nie. So ek dink hulle moes dit beter hanteer het, maar dis ook weer eens as daar nou een naweek is wat mense hulle nou effens kan vergewe dat hulle vinniger opgewerk geraak het, dan is dit nou hierdie naweek want almal was fyn versnel. So en Connacht het dit raak gesien en dit het frustrasie veroorsaak. Vir my is dit 'n fyn lyn, dit voel vir my amper Connacht het 'n streep in die sand getrek in terme daarvan. Die gevoel toe ons almal daar wegstap by die Kaapstad stadion is gesê ja, die ouens het nou eintlik vir ons so 'n bietjie te ver gegaan daarmee. Maar dit is 'n taktiek wat hulle toegepas het en dis is nie presies seker wat almal gesê het op die veld nie, maar dit was duidelik dat daar 'n groot volume daarvan was. Ja, ek wonder maar net, ek sê nie, ek is obviously nie in die reëls nie. Dit is 'n feit, maar die feit wat net ek wonder maar net of die Stormers kwesbaar is. Nou, jy weet volgende naweek is dalk bietjie beter, maar jy weet, as 'n span soos Leinster Suid-Afrika te kom, gaan hulle verseker nie stil bly nie. Maar anyway, dis 'n ander dag se gesprek. Die ander groot wedstryd vir my vir die naweek was die Lions wat Glasgow Warriors absoluut kaf gedraf het op 'n drafstap. Ek wil wie dit nou gesien kom. Ja, hulle het 9 veranderings aangebring Glasgow en dit was nie hulle eerste keuse spelers nie. Maar ek dink eers Frankie Smith het dit gesien kom nie. Wat het jy gedink van daai wedstryd? Ja, dit was indrukwekkend geweest. Ek dis 'n teken terug. Ek wil hom net ek dink nie die Stormers is kwesbaar vir daai klomp dinge wat gesê word nie. Ek dink hulle is professioneel genoeg om dit te kan hanteer. So ek dink hulle sal dit ook kan hanteer Saterdag teen Glasgow Warriors verseker. Ja, ek dink die Lions dis indrukwekkend. Ek weet die Glasgow het nou 9 veranderinge gemaak, maar daar was nog steeds 'n redelike volume van die spelers wat teen Toulon gespeel het. 2 slotte teen Toulon gespeel, die 8ste man Jack Dempsey was daar, die loskakel Dan Lancaster was daar, Josh McKay op heel agter. So daar was 'n hele paar van hulle. Ja. So Hugh Jones op die veld, so dit is nie 'n slegte span nog steeds nie. Weet hulle diepte is onder druk. Hulle het minder spelers wat gekontrakteer is, maar is nog steeds nie 'n slegte span nie. Maar as hulle ander voorhou wees teen die Stormers natuurlik, daar sal 2 flanke bykom en Tepolotu en Kyle Steyn en daai tipe spelers sal terugkom en hulle maak 'n verskil, maar nog steeds die indrukwekkend vir my van die Lions was hulle het net gewen nie. Weet baie keer dan wen jy nou 24-19 of so iets, maar dit was sommer net 'n oortuigende ver wen wat hulle ordentlik geklop het. So indrukwekkend vir die Lions ons het so gepraat al daaroor, ek en jy ook so voor ons nou begin opneem het ek vir jou genoem dat ons is gewoond om te sê die Lions het so 1 of 2 springbokke weet van 'n Berg en Hon en so aan. Ek dink daar's baie van hy spelers in daai Lions span wat nou vir Rassie Erasmus se aandag bietjie meer begin trek. Weet Venter op flank byvoorbeeld, van Wyk op senter. Dis spelers wat by oog begin vang en week na week nie net goed doen nie, Springbok gehalte goed doen. So ek dink hulle is in 'n gesprek. Die Lions is 'n versekerde span as jy nou vergelyk met die Sharks.
hoe die Sharks tans doen met die spelers wat hulle het en die Springbokke en sovoorts, doen die Lions baie beter. En na alles het hulle die Suid-Afrikaanse skild gewen. So beteken hulle was die beste van die 4 Suid-Afrikaanse spanne in die kompetisie teen mekaar gespeel tuis en weg. So jy kan nie hulle net miskyk en sê hulle net 2 Springbokke mee nie. Ek dink hulle verdien meer. Word goed afgerig. Daar's 'n goeie afrigtingsspan. Hulle speel en vandag ook selfs in die mediakonferensie het Dawie Snyman gepraat. Ek dink Sasha het ook daarvan gepraat. Hy sê hulle wen daai kant. Hulle voel dit is maar so, maak dit vir hulle vir die komende naweek so ewe nog so half wat hy bedoel het met Glasgow Warriors wat kom. Hulle neem aan ag hoe goed die Lions is. Dis eintlik wat hy probeer sê. En David het gesê, we didn't win there. Ons het nie daar gewen nie. So ons is baie realisties oor wat op pad is. So ja, ek dink die Lions indrukwekkend. Ek dink is 'n goeie span en hulle is op 'n goeie posisie. Ek weet hulle 2 moeilike wegwedstryde nou nog na hierdie ene. Hierdie een is vir hulle belangrik. Wen hulle hierdie een het hulle redelike seker gemaak dat hulle in die uitspelgeselskap is. Maar 2 baie moeilike wedstryde natuurlik wat hulle oor het. Ek dink dis Leinster weg en Munster weg. Dis hulle 2 toerwedstryde. So moeilik, maar nie onmoontlik nie. Een ding wat Frank Smit gesê het na die perskonferensie is die feit dat Afrikaanse spanne soveel diepte het, wat jy nou gesê het. Daar is spelers in daai Lions-span wat eintlik Springbok gehalte is, en eintlik enige ander span in die wêreld seker amper sou gekies gewees het as eerste keuse spelers, maar daar is soveel talent in Suid-Afrika dat hulle nie kans kry nie. Nou ek dink ook Cash van Rooyen hou sy hart vas as hy hoor dat Rassie kyk na sy spelers. Hulle kan ook nie voor die tyd wegvat nie. Punt is maar net, jy weet nie hulle moet Springbokke word nie, as jy nou moet selfsugtig wees, jy weet. Maar jy is 100% reg. So wat Frank gesê het was, die Springbokke, die Suid-Afrikaanse span het soveel diepte. Hulle tweede keuse spelers is baie beter as sy tweede keuse spelers. Die eerste keuse spelers weer goed teen mekaar op. Maar wat die Glasgow Warriors nou 'n uitdaging gehad het, ons is Vrydag gesê het, hulle het 6 nasies gespeel, hulle het verder gekom in die Kampioenebeker, 22 weke se rugby agter mekaar, né? En hulle het net 38 spelers in 'n gekontrakteerde groep. Dit is 'n uitdaging en ek maak glad nie verskoning vir die Glasgow Warriors nie. Ek bedoel die Lions het hulle afgeslag. Daar was nie eens 'n oomblik van twyfel oor wie daai een gaan wen nie. Maar hy moet dan ook 'n bietjie begrip hê vir die situasie en ek dink hulle kry droog vir hierdie groot wedstryd in die Stormers, nommer 1 en nommer 2 op die puntetabel, né? Wie ook al daar uitstap is die wenner. So baie keer is oop na die eindstryd toe. Ja, dit is baie op die spel Saterdag en veral dit is 2 spanne wat die afgelope naweek verloor het. So as ons nommer 1 en 2 op die punte leer wat albei punte afgestaan het. So ek dink almal die res van die spanne op by punte leer was in die stilligheid half dankbaar met dit wil nie die nou lelik wees met natuurlik die Stormers en die Warriors nie, maar dit is kompeterend. So dit doen natuurlik vir almal 'n groot guns as daai 2 spanne nou nie verder vorentoe gaan nie. Leinster was miskien die groot wenner geweest want Leinster het nou weer 'n goeie kans om bo te eindig. Maar afhangend ook wat verder gebeur met Glasgow Warriors, maar ek dink dit is is 'n groot ene Saterdag net so terug wat Franco Smit gesê het wat my oorgevang het is hy het genoem dat die Lions was 2-3 weke af, so hy insinueer ook dat hulle is varser, so dit is 'n faktor. En dan tweedens lanklaas het ek iemand gehoor praat weer van die hoogte bo seevlak en van die hitte. So hy het gepraat van hulle kom uit 6 grade uit, maar Johannesburg was glad nie warm, het was 19 grade gewees Saterdag, so dit is nie eintlik 'n verskoning nie. Ek het eintlik gedink dat dit is 'n span wat al in Pretoria kom eindstryde wen het en so voort, so hulle behoort die seevlak ding behoort nie so ek dink dit is miskien maar die deel van sy einde is maar dat hy so maar 'n kategorie van effens 'n verskoning maak, maar dit speel 'n rol, maar nie op 54-12 nie. Dit is nie, daar's ander dinge wat verkeerd gaan as jy 54 punte afstaan. Dit is nie net jou asem wat opraak nie. Dit is tipies sou jy dink as jy nou 3 druk in die laaste 7 minute kan jy dit so sê, maar nog steeds 'n goeie span, maar ja die volume rugby wat hulle speel NBA is 'n faktor. Ons het daaroor gepraat, ons het gewonder dit gaan miskien so 'n bietjie later dalk eers vir hulle tref. Maar hulle het nou hierdie besluit geneem, hulle het 9 manne gemis of gerus. Wat nie gespeel het in Johannesburg nie. Rolweg 9 dalk kom maar 10 terug, hangend wat hulle met Hugh Jones maak, of hy weer gaan speel en of hulle dieselfde senterpaar speel wat teen Toulon gespeel het. Ek dink McDonald het daar saam met Soani Tuipulotu daar gespeel teen Toulon. So dange wat hulle dan nou daar gaan maak. So 9 of 10 veranderinge sal dit wees. Maar ja, dit gaan 'n lang seisoen vir hulle wees, daar's nog baie rugby oor. So van hier af in, dink ek weet Franco dat hy met die volgende 3 wedstryde jou sterkste span en dan sal nog 3 wedstryde as jy wil wen. So hy het met vir 6 wedstryde
kan hy nie bekostig om nie sy bestes te kies nie. Kyk, ek's 'n groot Franco Smit bewonderaar, maar hy het dit omstrooi daai wat hy praat van die hoogte beseespel. Ek herinner my in die eindstryd in die Bulle het hy vir my vertel dat hulle aan die begin van die seisoen al begin werk het om op hoogte beseespel om die hoogte beseespel te kan teenwerk. Die hele seisoen lank geoefen. So hy weet hoe om dit te doen. So nee, wat ek glo nie. Ek sluk nie daai een nie. Sorry Franco. Met alle respek gesê. So baie geluk in die Lions. Ek dink julle ouens is besig om almal te verbaas. Iemand het nou gesê dat die Lions almal se tweede keuse span en ek dink hulle is nogal reg. Vir alles is so goed lekker begin speel. Jy weet, hulle is nie meer soos die broer in die tronk nie. Hy's nou op 'n rol. Ons gee hom 'n kans. Ons hou hom dop. Kom ons praat gou. Die Sharks sal ek nie oor praat nie want dit was 'n droewige storie gewees. Ek weet nie of daai ou wat vir Boop Evan Hoeker geval het na die 3 gedruk het, en sy skouer wat s'ie woord gedislocate het nie of wat aangeklaas weet jy maar so ja, maar omvrug dis die woord. Maar die Bulle, wat het jy gedink van die Bulle teen Dragons? Natuurlik almal het weer 'n mond vol te sê die Bulle speel die swakste rugby wat hulle in dekades gesien het en ander mense soos ek dink weer die Bulle is op die regte spoor. Wat is jou indrukke as 'n neutrale buitestander? Ja, vir my die indrukwekkende deel was op 12-7 rustyd, was dit nog soos die Engelse sê all to play for en is nooit maklik om in die aande op baie velde in die sonne daar begin sak so bietjie op 'n stadium en of vroegerig begin sak en ja, dis 'n indrukwekkende wen. Wat my weer eens beïndruk het is die krag en die impak van die voorspelers veral en hoe goed spelers soos Coetzee en Grobbelaar en Steenkamp en ek kan eintlik hele pak opnoem bymekaar kom in die effek daarvan. So hulle is baie moeilik, die Bulls is geweldig moeilik om te klop as hulle begin momentum kry en jy keer hulle nie op die eerste 2 meter se momentum nie. Dit want die Bulls het dan ook die agterspelers om sies nog om dit klaar te maak en goeie spelers. Pollard is in goeie vorm, doen presies wat hy moet. So ek dink is 'n baie I didn't see it coming. Om met Engelse woorde te gebruik. Ek het gedink hulle kan wen. Maar ek het gedink dit gaan 'n armdruk wees tot diep in die wedstryd en dalk met 7 of 10 of 12 punte miskien. Oor dit gelyk het of die Dragons vir my het van hulle onlangse wedstryde het hulle baie hard gewys, hulle het goed verdedig. Ons gepraat oor die scrums, hulle was eintlik nie te sleg in die scrums om die waarheid te sê. Dit was nie net die scrums van die Dragons wat onder druk was nie. Hulle hier en daar het hulle eie skram gekry en dit so ja, nee, dit is indrukwekkend. Ek dink die Bulls op hierdie stadium lyk of hulle net op die regte tyd die regte momentum wil kry. So 3 wedstryde wat oor is, 'n belangrike wegwedstryd nog steeds. Walliese span. En dan is dit 2 tuiswedstryde. So ook te ver vorentoe kyk nie, maar van almal wat nog moet speel is dit die mees waarskynlikste 15 punte wat daar lê is in die Bulls se hande. So mens kan nou nie heeltemal te ver vooruit praat nie, maar ons sal Vrydag daaroor praat, maar dit is die een span wat ek glo op 60 punte kan eindig wat mens klaar al amper kan neersit. Wel, ek natuurlik die skaal is wie die Bulle die naweek speel is Hugh Griffin se span. Soos ek wil is jy is 'n stormer, is hy is 'n Scarlet. En op daai onderwerp ek en Hugh Griffin gesels vanaand met Neil de Bruin, die aanvalsafrigter van die Bulle wat saam met Johan Ackerman nou is. So ons mag dit ongelukkig eers uitsaai na die wedstryd gespeel is. So ek sien baie uit om te hoor. Hugh's baie opgewonde om te hoor wat hy te sê het. So dis 'n lekker een wees. Ek het so 'n paar oefeninge gedoen daar met my somme, met my calculator, my sonpompie. En my gevoel is die Bulle gaan 3de eindig en die Stormers gaan 6de eindig. En wat dit beteken is 'n kwart eindstryd op loftes tussen die Stormers en die Bulle. Kan nie jou indink. Ja, dit sal lekker wees. Dit sal lekker wees vir Suid-Afrikaanse rugby. Ek dink as ek so vinnig na jou somme so dink, dan dink ek gaan dit maar bepalend wees wat Saterdag gebeur. Weet as ek dink jy dalk ingereken dat Glasgow daai wedstryd wen. So die Stormers vir die Stormers kan hulle miskien dink dat hulle kan 'n laaste wedstryd teen Cardiff wen. Dis 'n wegwedstryd, maar hulle het moontlik 'n kans. Ulster gaan ook moeilik wees. Maar die Stormers eintlik toer goed. Die Stormers het vir 'n verandering hierdie jaar. Onthou hulle het die eerste 8 wedstryde was hulle onderwonde dink ek en het goed getoer. So ek dink alles wat hier gebeur het, is dit eintlik nie te sleg vir die Stormers nie. Ek dink hulle is heel gemaklik om te gaan toer en weg te speel. Amper vir Toulon gewen. Hulle het eintlik tegnies gewen, maar die 3 is nie toegeken nie. Maar
die Stormers is nie bang om van Ulster en Cardiff te gaan speel nie. Groot ene is Saterdag. Ek dink wen vir Glasgow Warriors en daai wedstryd wat jy genoem het kan dalk in Kaapstad wees. Verloor teen Glasgow Warriors Saterdag en die wedstryd is op Loftus. So ek het ook so gevoel hulle gaan mekaar in die ronde van 8 kry, die Bulls en die Stormers. So ek dink Saterdag is 'n groot bepalende een wees waar dit kan wees. Maar vir die Stormers se eie hande wen 2 van hulle laaste 3 en hulle is in die top 4. Verloor hulle Saterdag en hulle kan onder die 4, dan gaan hulle uitsak. En dan moet hulle albei wen of ten minste een van die 2 wen. Maar hulle kan al 3 ook wen, dis nie onmoontlik nie. Maar Saterdag is mense nie te ver vorentoe kyk nie, is die bepalende ene. Maar ja, tans van alles wat gebeur het in die vorm en teen Connacht verloor ensovoorts, sal Glasgow Warriors as 'n moeilike span kom Kaap toe, maar ons sal Vrydag daaroor praat. Maar ek is nog steeds daarom is dit nou die gedagtes in die hart of hoe sê die kop in die hart en die emosies en al die dinge. Hopelik kan hulle Saterdag wen en dan is dit 'n tuis kwartfinale en 'n tuis semi hopelik as hulle daar kan verbykom. Ja. Jy moet eers by Loftus by die Bulle kom verbykom. Die nuwe Bulle. Nee, ek dink die Stormers gaan verloor teen Glasgow, verloor teen Ulster. Ulster is wit warm. En wel verloor teen Leinster, maar hulle is in baie goeie vorm. Ek dink Cardiff kan die Stormers dalk wen, soos jy dit reg gesê het, maar ek vermoed die Stormers gaan nie so goed vaar in die volgende 2 wedstryde nie. Maar ja, dis my gevoel. Ek dink die Lions gaan 4de eindig, net agter die Bulle. So dis my gevoel. Ja, dit lyk goed. Ja, die Lions se uitdaging is Leinster en Munster weg. So hulle kan natuurlik Saterdag as hulle wen, dit gaan hulle 'n belangrike een wees. So vir die Stormers, hulle 4 wat oor was Connacht so half hulle banker gewees as mense so kan praat en hulle het hom nou verloor. So hulle het hulle banker verloor en nou is dit moeilik. So die banker vir die Lions is Saterdag teen Connacht, as jy dit 'n banker kan noem. Alles in ag geneem. Maar die kans dat die Lions vir Leinster weg gaan wen en vir Munster weg gaan wen is nie in hulle guns nie. Nie onmoontlik nie, maar hulle kan vir Munster nog wen. Leinster is baie moeilik om weg te wen. Ja, maar kyk, die Lions het 48 punte. As hulle kan wen teen Connacht en hulle het nou daai 5 punte, ek weet nie, ek het net so gevoel in my hierdie ou, ons het nog nie die einde van die Lions gesien nie. Ons sal sien waarop dit uitkom. Right, ons sal Vrydag weer kyk na die naweek se voorskou, wie die spanne is, wat ons kan verwag. Vertel my gou enige groot skool rugby nuus. Ek dink Garsfontein het vir Affies verras. Was dit nie regtig 'n verrassing nie wat het gebeur? Daar was so 3 grootes, een in die Kaap, die Kaapse belang was Parelgem wat tuis gespeel het teen Grey College en Grey College het 'n moeilike seisoen, so dit was miskien te wagtig geweest dat die Kaapse span gewen, maar Parelgem het daar gewen 29-14, nat gewees in die Kaap, soos hulle gesien het netlik in die Super Rugby of in die Verenigde Rugby Kampioenskap, maar nog steeds 'n goeie rugby dan. 'n groote in Pretoria was Garsfontein wat vir Affies geklop het, 38-34. Affies lyk met 'n uitdagende seisoen en Garsfontein het juist 'n baie goeie seisoen. So in die nuwe ek dink Next Gen 15 se wêreld of se wêreld se skole ranglys wat redelik gerespekteerd is. Hulle het formules wat hulle gebruik, hulle het selfs onder 16s, 15s en 14s wat hulle gradeer. So daar Stellenberg eerste, Parelgem tweede en dan Garsfontein derde. So is 'n goeie seisoen vir Garsfontein. Met goeie wenne opgeklim na derde plek. So Johannesburg, Jeppy 29-28 teen Westville, so naby ene gewees. So dit is Jeppy wat daai ene gewen het en dan van die ander wat ek vinnig kan noem is Parel Boysay klop vir Wynberg 20-9. Paul Roos het weggespeel teen Grey High 28-15. Boland Landbou aanskoulike wedstryd al was dit nat terug in die Kaap 43-41 teen Rondebosch. En Durbanville verloor tuis teen Oakdale 21-7. Oakdale altyd 'n moeilike span. En dan Queens het vir Dale het vir Queens geklop 31-29 en so Kaapse Derby Seks wat vir Bishops geklop het 22-7. So dis so van die tellings, maar wat my oog gevang het is nog steeds Garsfontein wat goed doen. Stellenberg het die naweek teen Melkbosstrand gespeel. So ek het hom op die lys nie. Ek dink hulle het baie van hulle Melkbosstrand is nie so sterk nie. Hulle het baie van hulle eerste keuse spelers ook hier gespeel, maar ver gewen nog steeds. So ek dink Garsfontein het my oog gevang. Goeie seisoen.
goed afgerig. Ons het al gepraat van 'n afrigtingsgroep dalk. Ek sal graag wil hoor Almal wie dit blou nog almal bulle. af. Ja, Al daai groot name wat daar is so ek sê sal enige beroeps rugby span nie skaam maak as daai Gasfontein afrigters net so kan oorbeweeg na 'n professionele rugby span nie. Maar ja, goed afgerig. Duidelik het hulle die spelers ook en so lekker wees om te sien hoe dit nou verder gaan deur die jaar. Maar lekker rugby gewees. Kaap lyk my vroeë weervoorspelling. Ons het laas op Maandag ook al gepraat toe ons al geweet dit gaan reën in die Kaap. Lyk my Saterdag teen Glasgow Warriors is dit darm nie 'n reënerige dag nie. Dit behoort dis weer 1:15 afskop. So daar behoort nie buite faktore te wees om mense senuweeagtig te maak nie. okay, great. Okay, dankie, dit was lekker. Soos gewoonlik, ons sal, as ek sê, later week gesels ons weer. Ek gaan hierdie week ook gesels met Johan Tromalen van Rapport en ek en Ronaldo Botma begin weer ons Afrikaanse op die kantlyn reeks wat ons bietjie oor ander rugby van 'n spelersoogpunt gesels. So sien uit, kyk jy vir daai. Dankie man, was lekker. Lekker. Groete van almal. Bye bye.